Welkom by die heel eerste aflewering van die Rally Ride dagboek. Ons beplan dit as 'n weeklikse potgooi wat handel oor rally ride in Suid-Afrika en die res van die wêreld. My naam is Isak Beitel, ek is aktuaris van professie, maar 'n groot aanhanger van hierdie wonderlike kategorie van motorsport. Aan die ander kant van die mikrofoon sit my mede-aanbieder en die werklike kenner van alles wat rally ride aanbetref in Suid-Afrika, die alom Stompie Meinhardt. Ek is Stompie Meinhardt, ek kom van 'n klein dorpietjie met die naam van Stella in die Noordwes. Ek is baie lief vir die sport en toe jy vir my vra om die potgooi saam met jou te doen, het ek nie eers 2 keer aan gedink om ja te sê nie. En ek hoop ons kan lekker gesels. Ons is ook baie bevoorreg om ons eerste potgooi van hierdie Rally Ride dagboek te kan afskop met die 6-malige nasionale kampioen Bux Carolyn. Baie welkom by die Rally Ride dagboek Bux en dankie dat jy ingestem het om deel te neem aan ons heel eerste program. Dankie man, dis 'n plesier. In hierdie eerste aflewering van die Rally Ride dagboek gaan ons 'n bietjie kyk na die geskiedenis van rally ride in Suid-Afrika, wat rally ride behels en wat dit onderskei van ander tipes motorsport en wat die besonderse aantrekking is van rally ride. Ons gaan ook die indrukke kry van Bux en van Stompie en ons gaan 'n bietjie meer in diepte gesels oor Bux se loopbaan. En sy indrukke kry van die moderne stand van sake in rally ride in Suid-Afrika en dalk sommer 'n bietjie internasionaal. Miskien Bux, as ek by jou kan begin, wat sou jy opsom as rally ride en wat is die bekoring daarvan? Ja, kyk, rally ride is eintlik 'n opvolg van off-road racing of veldwedrenne soos ons hulle ken. Dit het begin met veldwedrenne waar 'n ou 'n boek gekry het en met notas op het en dan het jy gejaag van een punt tot 'n ander punt en jy het die hele dag gehad het om dit te doen. En nou het hy bevorder dat hy's meer vir my as karrally as wat hy offroad is, want meestens van die paaie is baie goeie paaie wat hulle opjaag en hulle haal baie hoë spoede daarop deesdae. So dit het heel wat verander, maar dis die tegnologie wat daar, die verbetering gekom het oor die jare dat hulle kan so jag. So maar off-road racing of as ons hom ken soos veldwedrenne was die begin van rally ride. As ons nou kyk na 'n bietjie die geskiedenis, dis vir my baie interessant dat dit amper asof daar 'n geskiedenis plaasvind in Suid-Afrika en dit het so half gekoppel met wat met die Dakar plaasgevind het en hoe bekend die Dakar geword het. Miskien Stompie van jou kant af, wat is jou herinneringe van hoe rally ride ontstaan het en dink jy dit is toevallig dat die Dakar en Suid-Afrika se rally ride mekaar gevind het? Dit wat ek gesien het is dat hoe ek baie vrae gevra het en die ou mense wat dit begin het vir my gesê dit is maar boere wat mekaar uitgedaag het om van een punt tot by 'n ander punt te kom. En dit is in veldpaadjies wat hulle gery het. En ek dink dit gaan baie oor die navigasie ook. Niemand het geweet waantoe gaan hulle van waar hulle begin het tot hulle geëindig het nie. Die navigeerder moes maar vir hulle die pad verduidelik het. En dit is hoe ek dit sien begin het. Ja, dit is my baie interessant dat die twee, ek dink amper met toeval by mekaar uitgekom het. En ons kan later dalk bietjie meer in diepte daar gesels. Wat die formele aspek van die motorsport aanbetref, wat ek verstaan is dat in 1978 is die eerste Suid-Afrikaanse nasionale kampioene gekroon in wat vandag bekend staan as rally ride en destyds was dit die veldwedren of die off-road racing of die cross country racing. Nie lang daarna nie, in 1989 was daar 'n verdeling gewees tussen die spesiale voertuigkategorie en die produksievoertuigkategorie. En ek dink ons Bux, jy was baie nou betrokke by die sport in daardie oorgangsstaat. Hoe het jy dit ervaar? Ek het dit baie geniet. Dit was vir my ek het dit baie daaraan gedink hoe die voortrekkers gedoen het in die ou dae. Jy weet, hulle het mos van 'n plek gegaan en weet nie waar hulle gaan en basies ons doen wat die voortrekkers gedoen het, ons het in die veld dit gaan doen. So ek het baie opwinding gekry dat die excitement wat jy kry van die sport af was groot. En
Ek het dit baie geniet in die begin van die ding want ek het baie ouens geleer soos wat in die begin was soos Klaas Degenaar en Richard Schilling was groot pel van my Richard en hy het my ek dink bietjie betrokke geraak by die sport en ons het teen mekaar gejaag en ja, ons het 'n baie goeie tyd gehad en dit was veldrenne waar ons gejaag het en daarna het ons 'n partytjie gehou en 'n braai en altyd gepraat oor die wedren en if only racing, jy weet, if only dit het gebeur en if only that het gebeur, so maar dit was lekker. Ja, nee, fantasties en ek dink daar is 'n dit is wat ek agterkom wat hulle probeer behou in die sport vir hulle. En miskien is dit deel van dit wat dit baie uniek maak. Ek wonder baie keer ook of rally ry ooit 'n hoofstroom gaan word soos wat baie van die ander motorsporte is en of dit maar net eintlik 'n nis gaan bly of dit maar 'n kom ons sê 'n bietjie gaan afsteek teenoor die groter kategorieë. Ek weet nie of daar 'n regtig plek gaan wees vir elektriese en batterye soos dit ons hedendag sien in Formule 1 nie. So miskien gaan dit die aantrekking verhoog in die toekoms. Stompie, wat is jou gevoel oor die rally ry as 'n motorsport en miskien die toekoms daarvan? Ja, nee, ek dink rally ry het gekom om te bly. Ek dink nie ons sal vinnig ons klaar kan raak van dit nie. Ons gaan met dit sit, dit gaan lekker wees. Die toekoms van die elektriese afdeling, dink ek meer gaan op die baankarre werk miskien. Maar ek dink nie op die afstande wat ons doen en gaan dit dalk regtig vlam vat nie. Ek dink dit is 'n bietjie nog 'n challenge vir almal. So ek dink die petrolkoppe gaan maar inbly. Ons gaan maar nog met die petrol speel. Wat sê om Bucks? Ek stem saam 100% Stompie want elektriekkarre is jy het gesien hulle het nou daai reeks gehad wat hulle in die woestyn gehad het met die karre en waar Woolrich gedeelneem alles. Daai ding is nou dood. Daai ding het 'n jaar of 2 jaar gehou en nou is hy verby. So ek dink nie daar's 'n toekoms vir elektriese karre want hulle praat van hydrogen en hydrogen krag wat in die toekoms gaan kom. So ek dink dit sal baie die sport interesserend maak. En ek dink hy sal 'n verbetering wees as die petrol elektriek karre. Maar dit is die toekoms. Ek dink ook so in Bucks. Nee, ek sien nie nou 'n toekoms vir die elektriese motors nie. Isaac, so ja, nee wat ek dink dit gaan op petrol bly en ek dink die ouens se tegnologie op die petrol en die hydrogen verbeter by die minute en elke dag word dit net beter. Ja, ek dink ook daar is baie verbeterings wat gepaard gaan met die hoe die petrol verbruik word wat dalk kom ons sê die mense wat kyk na volhoubaarheid van die sport, dalk kan dit 'n deurslaggewende rol wees om 'n saak te maak om aan te hou met 'n tipe van 'n brandstofverbruik, maar dit meer optimaal te doen. So, maar ek dink dit is oor die algemeen goeie nuus vir petrol aanhangers en veral aanhangers van daardie unieke geluid wat ek dink ons nou so 'n bietjie mis in van die ander sportsoorte wat begin kyk het na elektries. Bucks, as ons bietjie kan fokus op jou loopbaan wat strek oor meer as 4 dekades in die sport met ek meen talle wedrenoorwinnings en soos ons genoem het 'n totaal van 6 nasionale titels. Wat ek verstaan is jy het in 1983 het jy jou eerste rally raid wedren gedoen in 'n Volkswagen Kever of Baja Box soos dit bekend gestaan het as 'n navigator vir jou goeie vriend Ken Scholthammer. Kan jy ons 'n bietjie terugvat na daardie dae en so 'n bietjie vertel wat het jou gebring tot in die sport? Ja man, jy weet Kenny en ek gaan terug baie jare terug. Ons was albei in Linden gebore in Johannesburg en Kenny was saam met my op Boy Scouts toe ons klein was en dan was ons by die Selle laerskool en dan het hy hoërskool verander en by 'n ander plek gegaan in Hyde Park en
Ek was in Roosevelt Park, was ek daar op skool. En ons het nie mekaar gesien en dan was ons ook in Valskermbataljon saam, so maar hy was 'n jaar na ek was daar, maar ons was dan op ons kampe was ons saam. So hy het my baie beïnvloed in die sport en hy het my gekry toe ek begin het om motorfiets te ry en ek het hy was mos 'n groot KTM en 'n Husqvarna ouetjie en ek het niks geweet van daai goed, so Bunny Chandler was eintlik een van Kenny se groot pels en hulle was baie betrokke met Charlie Tussen en Mark Davies en al daai ouens, Chris Davies en ek het ou Honda 500 gekoop by vanaf Middelburg en ek gaan veldwedrenne met daai ouens gaan jag, maar ek was sleg. Ek het nie die skill gehad om dit te doen, maar ek het net gaan deelneem. En hulle het my gepraat, hy en Chris Brand en Charlie Tussen en daai ouens het my gepraat dat ek moet dan in 'n veldwedren deelneem, die Toyota 1000. Ja, en ek het geoefen vir dit goed, maar ek was nie voorbereid eintlik. Ek het daar 'n deel te neem en ek het nie geweet eintlik op die eerste dag was ek getimebaar. En anyway, ek was basies gatvol vir die wedren. Ek het gesê nee, ek is uit. Ek het gekom in die aand daarin. Ek het my lig het in die bome geskyn. Ek kan nie sien waar gaan ek en as ek net dorings gesien dan spring ek van die bike af, maar ek het op die ou end het ek daar uitgekom. Anyway, ek het gesê vir die ouens ek is uit. En daai span van ouens het nou daai bike gekry en voorberei vir my vir die volgende dag. Toe ek opstaan, toe sê ek vir hulle, wel ek is uit. Hulle sê nee, daar's geen kans. Daar's jou bike, jy moet die ding gaan terugry. So ek klim op die bike en ek ry terug. Ek kom by die eindpunt en ek kry vir my 'n finishers badge en dit was my 'n groot uitdaging, jy weet. Ek was baie trots op myself. Ek het dit gedoen. Maar ek staan daar en ek praat met die ouens en 'n ou kom na my toe en hy sê vir my, "Is jy Buck Skerrel?" En ek sê, "Ja, ek is hy." Hy sê, "Wat is jy het nou die finishers badge." Hy sê, "Ja, kyk hierdie ding, ek het hom gekry." Hy sê, "Dankie," en hy vat die ding van my hand af. Hy sê, "Jy kan dit nie kry nie." Ek sê, "Hoekom?" Hy sê, "Jy was 'n timebar gister." In die tyd het hierdie klomp ouens net weggesprei. Hulle was missing. Toe staan ek daar alleen met die ou en toe het ek uitgewerk. Hulle het my gevang. So ek het die wedren klaar gemaak, maar ek was nie eintlik 'n official competitor en ek was klaar. So anyway, dit was gedoen. Ek sou nie weer verder in motorfiets jaggies deelneem want ek het 'n valskermongeluk gehad in die weermag en my voet was ek weet nie wat die Afrikaanse woord is, maar het was fused. En ek kan nie, die dokter het gesê, luister, as jy nou van motorbikes ry en jy val weer, dan ek moet die enkel moet vasmaak en dan sal jy loop met 'n huppels en 'n klikkel en al daai dinge. So ek het besluit dit om nie te doen en Kenny was op daai stadium bietjie moeg vir die bikes en hy het my ingepraat om saam met hom in hierdie klewe in te kry. Anyway, ek het die ou wat my baie geleer het, Boudou Bertrand, het ons daai Beetle van hom afgekoop vir R6,500, wat ek gedog het was 'n helse klomp geld op daai dae. Maar die kar het 'n mooi engine in gehad en hy was taamlik groot en ons was teen groot teenstanders soos Corrie Roubenheimer en Heinz Primmik en ons was in die groot manne was daar en ons het teen hulle gejaag. So dit was my begin in daai klewers langs aan Kenny en ons het die kar self voorberei en alles self gedoen en ek het dit baie geniet. Oom Bucks, nou sê vir my die voorbereiding van die kar, hoe het julle dit beplan en hoe het julle maar so van die een reis tot die ander reis geleer om meer goed saam te bring en minder van dit en meer van dat saam te vat en dan om so te bepaal om 'n reis te finish? Ja, ons het basies van Boudou geleer. Boudou het ons onder sy
plek gevat en geleer, jy weet. Hy het vir ons sê, hy sê, vat dit en vat dat en whatever. Maar op daai stadium was die kompetisie woes en elke ou het sy eie resepie gehad het om te wen. So as jy iemand gaan vra, wat doen jy, dan hulle vertel jou baie min, jy weet. Jy moet leer. En ons het geleer, ons het hard geleer, maar ons het altyd gegaan, ons moet eerstens klaarmaak met die wedren. Dis die groot ding van enige sport wat jy doen. Dit help nie jy kan nie eers kom as jy nie klaar kom. En ons het net besef, luister, wat ons gaan doen is ons gaan hierdie ding, ons gaan die sport leer en ons gaan net deelneem om klaar te maak op die wedrenne. En dis toe ons sukses behaal het, want ons het eintlik op die ou end, as ons by die einde gekom het, was ons in die boonste 5 ouens in ons klas. En jy weet, daar was daar 12 klasse in veldwedrenne. Ja. En dit was groot. Ons het omtrent by die woestynwedren was daar oor 100 ouens wat deelgeneem het in karre in daai dae. So daar was 'n baie groot volging van off-road racing in daai dae. Ja, ek ry nou so nou en dan ry ek saam met Philip Botha van Penta en hy het my geleer first finish to finish first. Ja. So dat het vasgebrand. So ons probeer eers om klaar te maak. En jy het goed gedoen. En dan Bux, later het jy oorgeskakel om self te bestuur en jou eerste nasionale titels het toe vinnig gekom in 1989, 1990, 1991, 3 titels op mekaar. In 1990 en 1991 was dit saam met Ken Schalthammer. Hierdie keer was hy jou navigator. Is ek reg as ek verstaan dat 1989 het jy alleen op jou eie gery in jou racekou Mazda. So hoe was die omskakeling gewees vandat jy begin het saam met Kenny en dat jy self begin bestuur het en toe sommer so vinnig 3 nasionale titels op 'n ry ingepalm het? Ja, kyk, dit was jy weet, ek het die ervaring gekry en die ondervinding geleer in die sport om langs Kenny te sit en te leer wat nie om te doen, want ek het gedog, hy het te vinnig gery en hy het ons 'n paar keer op ons kop gesit en dinge gedoen in daai kar. So na tyd het hy gesê, nee, dis te duur vir hom, hy gaan uitkom. En ons was nou albei saam in hierdie Beetle in en ons het besluit dan om die Beetle te verkoop. En toe verkoop ons die ding, toe vat ek my helfte van die geld en ek het dan 'n single seater gekoop vanaf Arthur Hakes af. Dit was 'n racekou. Ek het nie geweet wat die raam, ek het niks geweet van hulle, maar ek het besluit ek wil 'n single seater ry. En ek het in daai eerste jare was daar ouens soos Des Tarberton hy's 'n legend. Hy's nog steeds 'n legend. Ek dink Des is deesdae in die omsin van 85 jaar oud en hy kom van Underberg af en hy was die eerste ou wat in 'n enkel sitplek wedren die Dak van Afrika gewen het en hy was eintlik een van my heroes. Daai ou het hy het net uithou vermoë gehad. So ek het begin in single seaters te ry in enkel sitplekke karre soos hulle sê. En dit leer jou 2 verskillende dinge. Dit leer jou om ek weet nie wat die woord is, patient te wees. Jy moet nou as jy die kar breek, moet jy homself regmaak. So jy vat nie te veel kansse en jy moet leer om pad te lees en jy moet leer om te om te navigate op jou eie. En ek het net toevallig het ek 'n skill ontwerp wat ek dit kan goed doen. Ek kan terrein lees, dit was 'n groot voordeel vir my dat ek kan die pad lees, jy weet. En ek dink dit het my soos 'n motorbike ryer, motorfietsryer ook. Ja. Ja. Al was ek sleg op 'n motorbike, ek het dinge daarvan geleer. Ja. Toe ek baie keer van daai ding afgespring het, maar dit was vir my baie lekker en ek het goed gevaar in enkel sitplekke en
maar ek kan die klas wen, die enkelste plek klas was klas 9 en ons was 'n klomp ouens wat daar deelgeneem het. Dit was saam met Richard Schilling dan en Klaus Degener en dan het ek besluit om na two-seaters te gaan en 'n navigator te kry. En toevallig het dieselfde tyd het Richard Schilling ook uit 'n enkelste plek gekry en Klaus Degener en daai jaar toe ons dink dit was 'n baie groot geheim. Die volgende jaar sit ons almal teen mekaar weer. En Klaus was 'n helse kompetisie, jy weet. Hy was hy ry 'n kar dat hy wil net wen. Jy weet, hy het geen gevoel gehad het vir 'n kar. Ja, Dis wat ek geleer het. Hy het daai ding gewetter dat hy of wen of as hy uit die wedren uit. Maar hy was 'n taai ouetjie om teen te jaag. So ek het in die enkelste plekke gejaag. Ek het die klas gewen, maar nou wil ek algeheel wen en jy kan nie algeheel heel maklik wen. En ek het besluit ek wil 'n two-seater kry. So ek het by Paul Koetse het ek weer aangesluit by Kenny aan. En ons het besluit om hierdie two-seater gekoop by Paul Koetser en dit was 'n Orco en ons het gaan jag met hom en ons het redelik sukses gehad in die ding. Ons het 'n engine gekry van John Salters af van Toyota wat 'n 4Y engine was en hy het bietjie opgewarm en so ons het 'n bog gekry om 'n engine van Toyota te kry en ons het dan begin met jaggies om deel te neem om te wen. Maar ons het 'n paar derde plekke en ons het okay gedoen, maar ons kan nie die groot ouens wen. En dan het ek besluit nee, ek het besluit ek wil 'n kar self bou. En toe het ek gesien dat die rame wat ons hier gebou het, wat Paul gebou het en daar was Alex Smith wat ook karre gebou het, was van mild steel gemaak en as jy daai ding per ongeluk buig die pype en jy kan hom nie reg trek nie. En ek het gehoor van hierdie goed wat hulle noem chrome moly, 4130 chrome moly, wat hulle in Amerika gebruik het. En niemand kan vir my 'n kar bou hierso van 4130 chrome moly. Toe ek het kontak gemaak met die ouens in Amerika wat karre gemaak het, soos Jimco en Chenoweth en Raceco. Hulle was die groot name daar en ek het 'n vliegtuigkaartjie gekoop en ek het oorsee gegaan en daai ouens gaan kuier. En ek het nou 'n plan gehad het wat ek op 'n stukkie papier gemaak het, soos amper soos hierdie stukkie papier wat my notas, wat ek elke dag my notas opskryf. En ek het by Chenoweth eerstens opgedaag en Lynn Chenoweth ontmoet. Hy was die eienaar en die ou wat daai kar ontwerp het. En ek sê vir hom, luister, ek soek 'n kar, maar hy moet hierdie breedte wees, want in Suid-Afrika ry ons op plaaspaaie wat baie nou is, jy weet. Hulle het hulle karre baie wyd gemaak, omtrent 2 meter gemaak het. Ons moet daai kar hê, hy moet so 1.6, 1.8 is 'n bietjie groot, maar 1.6, 1.7 is hy reg. Anyway, hy sê vir my nee, hy kan dit nie doen nie, want sy karre is in 'n jig gemaak en hulle dis die size. Jy kry hom so en jy moet hom vat. So nee, hy kom nie reg nie daar. Dan was ek by Jimco. Die ou vertel my dieselfde storie en eendag toe daag ek op by die Raceco fabriek daaraan. Ek het 'n bespreking gemaak met die eienaar, sy naam is David Chrysler. Hy was die ou wat hy's 'n ingenieur en hy het besluit hy het 'n baie groot liefde gehad vir off-road racing soos ons hom dan geken het. En hy het self karre gebou en hy het goeie karre gebou, maar hy het nie baie borgers gekry en hy het nie baie wedrenne gewen, maar die karre was goed. En toe ek hom wys, luister, ek soek 'n kar wat in hierdie boks hy kan pas in hierdie boks. Toe vat hy 'n stukkie papier en hy vat die CV grease van die hande af en dan skryf hy af alles op 'n stukkie papier en hy sê, okay, ek kan 'n kar maak soos dit.
Ek het toevallig 'n pel ontmoet wat vir my nou 'n lewensvriend is Robin Yates. Robin en ek het baie hy het ook 'n klewertjie gehad en hy en Dennis Stokes het saam met ons gejaag en toe hy hoor ek gaan Amerika toe, sê hy vir my ek moet hom laat weet as ek gaan 'n kar kry daar en want hy stel belang. Anyway, ek het 'n deal gemaak met hierdie David Chrysler en wat ek hom gevra het, hy moet my die kar gee in 'n kit vorm en ek sal die ding aan mekaar sit en whatever, maar hy moet die ding ontwerp aan my spesifikasies. Toe daai kar het ek ingebring, ek het hom 'n naam gegee, hy was 'n Reisco Kojima. Ek het die raam gekry en ook die ding aan mekaar gesit. En terselfdertyd het ons Robin gebel in Suid-Afrika. Hy was op daai stadium het hy 'n plastiekfabriek gehad, Permaplastics. En ek het hom gebel en sê luister Robin, ek het hierdie kar gekry en ek gaan een koop, wil jy een hê? Hy het vir my gesê hy's mos in Australië, jy weet. Hy sê vir my I also want one. So ons het 2 karre gekoop en een het na hom toe gegaan en een het na my toe gekom en ons het al twee ons karre by mekaar gesit, gebou. En die kar was mooi, maar ons het baie probleme gehad toe ons begin het, want travel was groot, die travel op die wiele was groot en ons het CV's laat breek en drive shafts en so die eerste wedren, ek dink ek het 500 meter gery, die kar was stikkend en die ouens het gelag, jy weet, maar ons het daai kar reg gekry en soos jy kan sien, ons het baie wedrenne daarna gewen in daai karre en dis wat my sukses gemaak het was Reisco en ons uithou vermoë om daai kar reg te kry. Dit was 'n groot storie, maar Kenny het my gehelp en ek en hy het saam gegaan tot 'n stadium dat hy het uitgeklim en ek het dan saam met Mike Pretorius gaan jaag. En dis hoe die nou oorlog begin het met die bakkies. Want hulle het tevore alles gedomineer. Hulle was die Nissans en die Toyotas was fabriekspanne. Ons kan saam met hulle bly, maar ons kan nie saam met hulle jag. Maar met hierdie Reisco was ons in die wedrennen. Ons kan hulle wen en ons kan hulle ons as privateers het ons 'n kans te gehad om die fabrieke te wen en dit was vir my 'n groot uitdaging. So ons het daar begin met daai oorlog, maar Ons het graag al gesels oor daardie oorlog, want ek dink dit is iets wat bietjie mis op die oomblik, maar net terug na die Reisco Kojima. Ek het iewers jare terug het ek 'n advertensie gesien vir wat verduidelik na Reisco Kojima. So ek skat die vraag is, het Reisco die inligting wat jy vir hulle gegee het ook gebruik om hulle kar te verbeter in Amerika? Nee, hulle het gevorder van die kar wat ek ontwerp het tot meer. Kyk, in Amerika is off-road racing baie kompeterend. Ons is meestens privateers wat daai karre jag in Suid-Afrika, maar in Amerika is daar baie ouens wat groot geld het, wat wil nie 'n bakkie maak nie, hulle wil 'n raam ry en hulle daai karre hulle het baie vordering gemaak met mount engines en langer travel suspensies ingesit en hulle het die karre langer gemaak en dan engines voorgesit en hulle het nou, daai karre deesdae is heel wat anders wat in Suid-Afrika ry op die oomblik. So het ons van hulle geleer? Ja, het hulle van ons geleer? Nee, nie eintlik nie. Okay. En miskien net ook op 'n ander punt wat jy genoem het van die ander Reisco Kojima wat Australië toe gegaan het. Was dit dieselfde ervaring gewees in Australië dat skielik het dit 'n redelike opskudding veroorsaak met die nuwe kar? Hoe was daai? Ja, nee, daai kar het nie Australië toe gegaan het. Robin Yates het in Suid-Afrika in Pinetown. Okay. En daai kar het in dieselfde reeks deelgeneem. Toevallig was
Robin het dit reg gekry dat hy 'n boodskap kry van Jurex af. Okay. Dit was in daai dae was dit, jy weet, 'n groot ding. Ja. Nee, dit is en dit wat ek ook verneem is daardie tyd was verskriklik kompeterend geweest. Jy het nou genoem van die kompetisie met die fabriekspanne en die bakkies. Kan jy vir ons 'n bietjie meer daarvan vertel? Weet hoe was dit aan die begin geweest toe hulle agterkom, maar hierso is skielik iemand wat kompeterend is en hulle selfs met die wedrenne kan wen. Kyk, in daai stadium was Henny Reineke was eintlik een van die pioneers van bakkiejag en moffisse en al daai ou toppies, maar hulle het mos Ford F50's gejaag, jy weet. En toe het hulle nou begin met die Nissans en dan daar was Hannes Grobler en Apie Reineke was die twee groot ouens wat bakkies gejaag het. En ook met Cassie Coetzee en daar was baie ouens wat fabrieks rallykarre gery het wat ook in offroad ingekom het. So ons moet hulle wen en ons tussen Klaas, myself en Schilling en ander ouens het ons probeer om daai ouens in te haal. En ons het dit was die uitdaging om te probeer om daai fabriekspanne te wen. Hulle het almal eintlik professionele rally navigators gehad in hulle karre en ons het nou met pels gejaag. Jy weet, jy het saam met jou pel gejaag en die Veldren boek op daai stadium was nie so wat is die boek? Ja, hy was as dit 5.3 kilometer op die pad is, dan draai jy links, dit kan miskien 5.5 gewees het, jy weet. Ja, dit ek moet sê, was nie so akkuraat nie. Ja, en ons het dan begin met merkings op die pad te sit, dat die ouens kan sien, dat hulle op die regte pad het jaag, want ons het baie ongelukke gehad, en naby ongelukke gehad, wat ouens kop aan kop botsings gehad het, want hulle verloor, en draai hulle om, en gaan hulle terug op die pad, en die ander ou kom op, en hy dink hy is op die regte pad, maar hy is ook op die verkeerde pad, so ons het 'n paar uitdagings gehad, en dis hoe die sport begin bevorder het, om 'n merking op die draaie te sit, en wat hulle nou deesdae nog steeds gebruik, ek dink soms hulle gebruik hulle, al het hulle nou hierdie nuwe SatNav navigasie deesdae, jy behoort nie so te verloor, maar ons het op stickers gejaag, en die ouens in die bakkie, hulle was baie, wat is die woord, hulle was skelm, hulle het mos die merkers afgery, jy weet, hulle toe by 'n hoek kom, dan ry hulle reguit, en dan is die merkings daar af, en as jy daar opkom, jy kan nie sien waar is die pad, en hulle maak nou, jy kan die ou se stof sien, en dan skielik kan jy nie hom sien nie, want hy is weg, hy is nou nog 'n minuutjie by jou opgemaak. So ons het gesukkel om hulle in te haal, maar ons het dit eintlik reg gekry op die ou end, en ons het hulle gewen. Hierdie is die einde van deel 1 van die Rally Ride Dagboek se gesprek met Bux Carolyn. Sluit weer aan volgende week waar ons die gesprek voortsit en hoor oor Bux se verdere vertellinge en stories met sy Rally Ride dae in Suid-Afrika, die ervaring wat hy gehad het met die Dakar Rally, hoe hy oorgeskakel het na 'n navigator en die bekende name met wie hy skouers geskuur het en dat hy gehelp het in die sport, en ook wat Bux vandag doen en hoe hy terugstoot in die sport van Rally Ride in Suid-Afrika. Tot volgende week. Van myself, Isak Beitel en Stoppie Meinhardt, groetnis, sien julle volgende week.